Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy's nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien." Dit is wat ek vir julle moes sê. Gemeente, baie welkom vanoggend by Opstandings Sondag. Alle vriende en familie, 'n wonderlike geleentheid om so saam hierso te wees. En die Christene in die vroeë tyd tot laat in die geskiedenis het mekaar eintlik elke Sondag, want ons vier elke Sondag Opstandingssondag, maar met Paasnaweek veral dit. Het mekaar gegroet met Christus het opgestaan. Christus het waarlik opgestaan. Nou ek weet ons geformeerdes doen nie sulke goed nie, maar vanoggend gaan ons dit doen. Okay, so ek gaan sê Christus het opgestaan en dan sê ons as gemeente hy het waarlik opgestaan. Liewe gemeente, Christus het opgestaan. Amen. Almal wat saam op die internet luister en ons doop vanoggend, so hier's 'n klomp pelle van Benny en Mila hierso en as jy gaste is wat hier kuier in die Kaap, wil vir jou spesiaal sê, baie welkom. En mag jy vanoggend die saam wees wat ons het met mekaar regtig as 'n opbou in jou eie geloof ervaar en ondervind. Maar ons groet nie net mekaar nie, ons verwelkom ook mense en dis hoekom Bram hier voorsit. Bram, oor na jou. Baie dankie Reinhold, ek vir 'n oomblik bekommerd geraak, bang jy vergeet van my daar. Ja, ons het twee nuwe mense wat ons graag wil verwelkom en dis vir Eben Snyman en vir Lita van Rensburg. Nou ek kon nie mooi nou sien of hulle hier is vanoggend nie. Ja, ek wou sê, okay, net gou vinnig opstaan asseblief, as julle kan, so gaaf wees. Julle sal sien daar in die boekie dat Eben kom van die NG Kerk Kempton Kruin en Lita van Gereformeerde Kerk Bellville. Nou my pa het altyd gesê, jy weet, 'n prokureur het nog nooit regtig gepraktiseer nie, tot hy met bouers teenoor mekaar was nie. Nou julle sal sien daar dat Eben praktiseer nog in die konstruksie. So baie welkom vir julle en mag as julle wonderlike geseënde tyd ook in ons gemeente wees. Ek het vir die Binks gevra, hulle bly net so om die hoek van julle, om op 'n stadium met draaiwiele te maak en seker te maak julle skakel ook mooi in die gemeente. So hulle sal op 'n stadium net daar by julle uitkom. Goed, baie dankie. Omdat dit Opstanding Sondag is al die liedere natuurlik wat ons vanoggend kies ook gefokus daarop. So ons gaan klomp liedere saam sing. En kom ons begin voor ons die Here se seën ontvang. Kom ons sing lied 418 vers 1 en lied 195 vers 2. Beide hierdie liedere het dieselfde melodie. Ons gaan net so sit en ons sing net om bietjie hierdie lang naweek se doen en late net so bietjie te laat afsak en dat ons gedagtes en ons denke kan fokus op dit wat die Here vanoggend vir ons wil leer deur sy woord en natuurlik met die doop bietjie later. So 418 vers 1, 195 vers 2 en dan gaan ek die seën van die Here vir ons uitspreek.
As ons so by mekaar is, dan kan ons nie anders as om te sê dat ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het nie. Genade en vrede vir julle, liewe gemeente, dit kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou 2 liedere na mekaar sing. Lied 407 vers 1 en 2 en dan as geloofsbelijdenis vanoggend waar ons bely wat ons van die Vader, Seun en Heilige Gees bely, gaan ons dit ook sing. So 407 vers 1 en 2 en dan 261 as belydenis vanoggend vers 1, 2 en 3. En dan kan ons gaan sit, ons gaan staan hiervoor. Want dan gaan ons bietjie hoor waar gaan die doop en dan gaan ons die doop doen.
Nou gemeente, ons gaan nou oorgaan om bietjie te verduidelik wat die doop is en wat 'n voorreg, nee, ons het hierdie naweek nou al 2 sakramente gehad. Kindersakramente is soos tekens, nee, van wat die Here vir ons gegee het om ons fisies bietjie te herinner aan wat hy vir ons gedoen het. Vrydag nagmaal en nou vandag die doop. En is 'n voorreg vir my want dis my broer en skoonsis wat vanoggend doop, ou Benny en Mila Fourie, en hulle doop vir Karoo Barend Christian Greiling Fourie. Okay. Nou, vir die wat nie weet nie, my pa was ook Barend Christian Greiling. So as hy was, sou hy opgestaan het. Nou ek wil vra dat Christian gaan opstaan, want hy's Barend Christian Greiling. Greiling dat jy opstaan. Ja? Want jy's Barend Christian Greiling. Benny dat jy opstaan, want jy's Barend Christian Greiling. Karoo kan nie opstaan nie, en hy's Barend Christian Greiling. En my suster, se seun is ook Barend Christian Greiling, nee. So daar's baie BCG's in hierdie familie. Wat 'n voorreg. Julle kan maar sit, baie dankie. Okay, so kom ons hoor net eers wat is die doop? En dat ons net sien wat sê die Here as ons dan nou vir Karoo met water doop, nee. So ons doop ons kinders vanuit die volgende grondslag. En jy kan op die bord opvolg. Ek het so 'n bietjie punte daar. Ja, nou daar's 3 hoofpunte wat ons gaan kyk vanoggend. Ons kyk na sonde en wat dit aan ons doen, verlossing en wat Jesus aan ons gedoen het en wat ons volgende vier ook, en dan dankbaarheid. Wat is die uitvloeisel uit hierdie verhouding, hierdie nuwe verhouding wat God met my en jou gestel het? Eerstens, alle mense is sondig vanaf vorming en geboorte. En as sondaars kan ons nie deel hê aan God se koninkryk nie, behalwe as ons opnuut gebore word. Skoonwas met water is 'n simbool wat ons herinner aan die onreinheid van ons menswees, ons siele. En ons word op so 'n manier vermaan om bewus te wees van ons eie sondigheid, ons voor God te verootmoedig. Verootmoedig beteken om klein te word voor die Here. En ons verlossing en nuwe lewe by hom te soek en nie by onsself nie. Met ander woorde, ons kan onsself nie red van hierdie sonde verlorenheid nie. Ons het 'n probleem. So dit wys ons daar's 'n soeke, daar's iets anders wat my van hierdie sonde verlorenheid moet red. En dit bring my by die tweede punt, dat die doop bevestig aan ons die afwassing van ons sondes deur Jesus Christus. Ons word gedoop in die naam van die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou wat beteken dit as ons in die naam van die Vader gedoop word? Wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, dan bevestig die Vader dat ons deel is van sy ewige genadeverbond. Daai verbond wat hy met Abraham opgerig het. En volgens kom sê hy, hey Karoo, jy's deel van daai verbond. Nee, wonderlik. Daai belofte dat hy gesê het, ek sal vir jou 'n God wees en jy sal my volk wees. Daai belofte. So dis 'n ewige genadeverbond dat hy ons aanneem as sy eie kinders en erfgename, dat hy ons soos 'n pa met alle goeie dinge wil versorg en kwaad van ons wil weghou of dit gebruik tot ons beswil. As ons in die naam van die Seun gedoop word, dan bevestig Jesus Christus aan ons dat hy ons in sy bloed van al ons sonde skoon was, sodat ons vrygemaak en regverdig voor God kan staan. Kinders, regverdig beteken ons verhouding met God is weer reggemaak en Christus het dit reggemaak deur sy kruisdood en opstanding. Wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Gees ons dat hy in ons wil woon, omdat ons nou skoon gewas is, ons tot lidmate van Christus in sy liggaam wil inheilig. Hy begelei ons om die afwassing van ons sondes deur Christus in die geloof te omhels en 'n lewe van daaglikse vernuwing te lei, totdat ons as uitverkorenes in die hiernamaals volmaak voor God sal kan staan. So dit was nou sonde, verlossing en nou die derde gedeelte. Derdens, alle verbonde. Nou 'n verbond is soos 'n ooreenkoms. Dis 'n deal in Engels kan ons sê. 'n Testament. Alle verbonde het 2 kante. So God bring sy kant, hy roep ons, hy bevestig, ek gaan vir jou 'n God wees. Maar nou antwoord ons, want die doop roep en vra van ons om in gehoorsaamheid nou aan God in oorgawe te lewe. Ons moet God aktief dien. Die Here wil hê ons moet hom vertrou, ons moet hom lief hê met ons hele hart, siel, verstand en met al ons kragte. Hy wil hê ons moet van die wêreldse dinge losmaak, ons sondige natuur wat in ons leef doodmaak en 'n lewe lei volgens God se wil. Nou is die ding, dit gebeur soms dat ons in sonde val.
of dat ons dinge doen wat buite God se wil is. Maar in daai oomblikke moet ons nie aan God se genade twyfel nie, of in die sonde bly lê nie, want die doop wys en verseker ons juis dat die Here ons nooit gaan los nie, omdat hy 'n ewige verbond met ons opgerig het. Nou waarom doop ons kinders? Hoewel kinders dit nog nie kan verstaan nie, het hulle deel aan die sondeverlorenheid na die sondeval. Nee, ek dink altyd daaraan, ek het nooit by kinders geleer om te jok nie. Nee, nog die een dag, het jy 'n boetie geslaan? Nee, ek het my boetie geslaan nie. Maar ek het dan gesien het jy boetie geslaan. Nee, maar ek het nie. Nee, wat's daai ding? Nee, 2 jaar oud. Dis deel van die sondeverlorenheid, nee, wat deel is van kinders. Maar kinders van gelowige ouers het ook deel aan die verbond in Christus. Christus wat hulle in genade aanneem. So God beklemtoon egter dan hoe belangrik dit is dat ons kinders deel is van hierdie genadeverbond. Vir Abraham sê hy, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Petrus in Handelinge 2 vers 39. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. So wat het gebeur? God het in die Ou Testament beveel dat die kinders besny moet word as 'n teken en versekering dat hulle deel is van hierdie verbond wat ons nou van gepraat het. En in Kolossense stel Paulus die doop in die nuwe verbond gelyk aan besnydenis deur Christus self. Daarom moet kinders van gelowige ouers as mense wat deel het van hierdie verbond in Christus gedoop word. En ouers, Benny, Mila, julle is verplig om vir Karoo, soos hy groter word, in hierdie verbondsverhouding te onderrig en te begelei. En kinders moet onder begeleiding van hulle ouers hierdie verbondsbeloftes toeëien in geloof en dit uitleef in gehoorsaamheid aan God. En ons as gemeente of kinders van die Here, die kerk van die Here, ontvang dan hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en liggaam van Christus. Want ons het ook gesamentlik as familie en vriende 'n verantwoordelikheid om hom te begelei in sy verhouding met die Here. Ons moet hom lief hê, ons moet vir hom bid en vir hom 'n voorbeeld wees van 'n lewe in Christus. Nou, Benjamin, ek gaan nou vra dat ons graag vir julle net 3 vragies vra, maar dit is baie maklik, julle sal kan antwoord. As julle net hier voor kan kom staan asseblief. Okay, hier's 3 vrae. En die eerste, of net sê, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om gelowiges en hulle kinders van hulle verbond met God te verseker. So ons moet dus ons kinders vir hierdie doel laat doop, en nie maar net uit gewoonte, of uit bygelowigheid uit nie. En daarom word ons vir julle ook hierdie vraag vra. Eerstens, ons kinders word in sonde ontvang en gebore. En ons ken die gevolg van die sonde, bely julle dat Jesus ook vir hulle sondes gesterf het, en daarom as lidmate van die gemeente behoort gedoop te word. Dis die eerste een. Nommer 2, bely en glo julle dit wat in die Ou en Nuwe Testament vir ons leer, wat in die artikels van ons geloof staan, en wat hier geleer word, die ware verlossingsleer is. Met ander woorde, dat alles wat ons in die Bybel lees, is goed genoeg, dat ons kan verstaan wat verlossing is en wat dit behels. En die derde vraag, beloof julle en neem julle voor om hierdie kind, waarvan julle die vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in die leer wat ons genoem het, sal onderrig en sal laat onderrig tot die beste van julle vermoë. Wat is julle antwoord? Fantasties. Ek gaan nou afkom en ek gaan vra dat Karoo dan nou net ook nader kom en dan doop ons. Karoo Barend Christian Greiling Fourie, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Shalom.
Kom ons sing daai lied. Dink is 261. Daar's 3 verse, ja. Kom ons sing dit nou en dan bid ons vir ons saam. Gemeente, kom ons bid nou eers saam. Hier by julle staan. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om in hierdie hele naweek 2 keer al te kon sien wat U vir ons gedoen het. Vrydag by die nagmaal, Vader, kon ons die liggaam wat vir ons gebreek is met die brood en die bloed wat gevloei is met die wyn, kon ons dit vier. Ons kon sê dankie, Here, vir wat U gedoen het. En vanoggend, Here, sien ons net weer hoe U bloed ook ons sondes afwas en ons skoon en vlekkeloos voor U stel. Dankie vir hierdie herinneringe, hierdie tekens wat U ook vir U kerk gegee het. Here, en vanoggend hierdie voorreg om vir Benny en Mila te kan kom bid ook. Here, maar nie net vir hulle nie, maar vir elke pa en ma wat al kinders groot gemaak het en op die oomblik kinders groot maak. Vader, ons het vanoggend net weer hierdie belofte gemaak dat ons graag ons kinders aan U wil wy. Ons wil hulle leer van U, Vader. Ons wil hulle bekendstel aan U in ons eie lewe, maar ook deur die woord. En ons kom bid toe vanoggend ook vir Benny en Mila, dat hulle vir Karoo hierin sal lei. Dat hy sal weet, Vader, dat Jesus Christus lewe, hy het opgestaan en in hom is daar 'n nuwe lewe. En dat hy hierdie nuwe lewe wat hy het sal vier, Vader, en dat hy sal groei en dat hy sal opgroei in sy geloof en dat hy 'n boom sal word wat baie vrugte dra. Ja, Here, waar daar baie mense onder sy skadu sal kan kom rus. Vader, maar dankie dat U eers die belofte vir ons gemaak het, dat U ons God wil wees. Maar ons wil graag U kinders wees en dit is iets wat ons vanoggend kon sien. So Vader, wil U vir Benny ook die vermoë gee om hom die pa en die man te maak wat U hom geroep het om te wees. En vir Mila, die ma en die vrou wat U vir haar geroep het om te wees. En vir hulle bedieninge waar hulle rondgaan, Vader, in hierdie filmbedryf ook, dat hulle U lig sal laat skyn daar waar hulle leef en dat Karoo ook in daai lig sal groot word. Dankie vir familie en vriende en vir gelowiges, Vader, wat vanoggend hierdie kan sien. En ons bid vir hulle vriende ook wat vanoggend hier is, dat U hulle sal seën en dat U ons gemeente saam sal seën as ons bid vir Karoo en vir al die kinders in ons gemeente, dat hulle U werklik sal kan ken.
Ag Here, ons sien uit om nou ook die woord oop te maak en daaruit te leer wat dit is wat U vir ons wil leer vanoggend. Dankie dat U opgestaan het en so die dood deurbreek het en leer ons vanoggend, Vader, en mag ons nou ons gedagtes ook daarop fokus en reg. In die naam van Jesus, kom bid ons dit. Amen. Gemeente, ons het 'n gewoonte hier by ons gemeente om 'n Bybel te oorhandig. Johan, ek gaan vir jou vra as die oupa om asseblief hierdie Bybel sommer net vir Karoo te oorhandig. Dis Hebreëus, so ek hoop hy sal dit kan lees. Ek joke. Dis Afrikaans. Ek onthou, dit voel so, nee, as jy, as mens, jy moet met elke kind doen, maar met die eerste kind ook, nee, jy wil hom, soos Lion King, nee, jy wil hom so Baas Benja, wil hom al bo hou. Liewe gemeente, nou kom ons by die woordverkondiging, en jy kan jou Bybels oopmaak by Kolossense 1, ons gaan al lees vanaf vers 15 tot 20, en dan ook Openbaring 1, vers 5 tot 6. So, gemeente, ons tema vir oggend is Jesus se opstanding, die eerste, maar nie die enigste nie. En ek gaan dit vir jou uitpak, dat jy verstaan wat dit bedoel. En kom ons lees eers saam, dan Kolossense 1 vanaf vers 15 tot 20 en Openbaring 1. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ons fokusgedeelte hierso is vers 18. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Ons gaan 'n bietjie daarop fokus, en dan blaai ons ook na Openbaring toe. Openbaring 1, ons gaan lees vanaf vers 4 tot vers 6. Wat eintlik net bevestig wat ons lees is in vers 18, maar Johannes skryf hier, van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië, genade en vrede vir julle van hom wat is, en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak. Priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Nou, liewe gemeente, mens moet altyd die boek, soos Kolossense nou, wat ons nou lees vanoggend, jy moet altyd eers bietjie net kyk, wat is die agtergrond oor hoekom Paulus nou skryf wat hy so skryf. So kom ons val daarmee in. Maar die brief van Kolossense is aan 'n gemeente gerig in Kolosse, 100 km van Efese af. En as jy vandag in Turkye kom, Efese is pragtig uitgegrawe, nee, daar's jy kan omtrent daar rondloop, jy kan alles sien hoe dit gelyk het in die antieke tyd, maar Kolosse vandag, ek was al daar, ek het op daai berg gestaan, is nog glad nie opgegrawe nie. So die hele berg met alles wat daar gebeur het, lê nog onder een stuk berg. Maar hierdie tydperk waarin Paulus skryf in Kolosse was nogal gekenmerk deur baie bygeloof of mysticism is die Engelse woord.
van die mense daar was baie wetties, natuurlik baie gode gehad, afgode, soos wat ons maar die Griekse mitologie ken, en daar was veral valse leraars. Nou, valse leraars is valse profete of valse dominees, wat dan goed gesê het soos, ja, maar Jesus kan nie God en mens wees nie. So, daai idee moet julle laat gaan. Hy is eintlik meer soos 'n demigod of 'n semi-god wat net hierdie gaping vir ons vul tussen hemel en aarde. So dis die mindset, kan ons sê, van die mense wat hierdie valse dinge kom verkondig het. En dis onder andere hoekom Paulus dan in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, hierdie gedig eintlik, hierdie lied eintlik skryf wat sê, maar hy, kyk wie is Jesus? Nee, dit is hy. En ek gaan nou vir julle wys wie hy is. Sodat as jy vanoggend hier sit en jy ken hom nog nie so goed nie, dat jy hom sal leer ken vir wie hy is. En as jy weet wie hy is, dat dit jou geloof sal versterk in hierdie oggend as ons hier by mekaar is. Ek onthou op skool, liewe gemeente, ons almal was in laerskool die poort gewees en daar was altyd die afkondiging so aan die einde van die dag. Kan die eerste en die enigste kinders asseblief kantoor toe kom om 'n omsendbrief te kom haal? Want ek weet nie of julle dit ook in julle skool gehad het nie. Ek sien julle knik julle koppe en dan gaan die eerste geborene gaan aan kantoor toe of die enigste kind in die huis gaan kantoor toe om dan hierdie omsendbrief te gaan haal. Maar kom ek het net vir 'n toets vanoggend. Wie is almal eerste kinders in hulle huis? Wie is die oudste? Kom ons kyk lekker hoog op hande. Wie is die oudste? OK, hier's heel wat eersgeborenes, nê, in ons gemeente. En ek wil ook 'n bietjie vra sommer dalk vir die kinders, wie het onlangs 'n goue medalje gekry? Wie het eerste gekom in iets? Landloop, sport. OK, waarin het jy eerste gekom? In rugby. En golf. OK, rugby en golf. RB? Hy het 'n karate eerste gekom sê hy. OK. Greiling? Ook in 'n rugby. OK, so ons het hierdie ding van eerste kom en eerste, weet, ons het hierdie ding. Nou kyk gou ons teks. Kolossense 1 en Openbaring 1. En ek het nie Openbaring op die bord gesit nie, maar kyk bietjie wat staan hier. Hy sê die seun is die eerste. OK? Verhewe bo die hele skepping. Verhewe beteken staan bo. Vers 18 sê hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste. Die een wat uit die dood opgestaan het sodat hy die eerste plek in die hemel inneem. Kyk net hoe baie eerstes is hier so. En die ou vertaling, die 33 vertaling praat van Jesus as die eersgeborene, nee. OK. So nou weet ons al waartoe gaan hierdie preek vanoggend. Nou ons moet bietjie verstaan as ons praat van eersgeborene, moet ons bietjie in die Ou Testament gaan kuier eers. OK, kinders, want in die Ou Testament en in Bybelse tyd was om 'n eersgeborene te wees, om die oudste te gewees het, die oudste seun te gewees het, was 'n bitter groot voorreg gewees. Want jy moes die familienaam verder dra. Jy is die een wat by jou pa gaan oorvat. Maar ook het jy 'n dubbele erfporsie gekry as jy die eersgeborene seun was. Okay. So as ons hoor eersgeborene, dan moet ons nou gou verstaan dat eerstegeborene beteken hierso nie so seer eerste plek nie. Dit ook, maar meer gaan dit oor status, meer gaan dit oor die belangrikste. As daar staan Jesus is eersgeborene oor die skepping, dan beteken dit hy is die belangrikste oor die skepping. As daar staan hy is die eersgeborene uit die dood, dan beteken dit hy is die belangrikste oor die dood. Okay. Of wat die dood dan nou gewen het. So dit is bietjie wat dit beteken. En Paulus sê vir ons nou, onthou teen die agtergrond van Kolosse kom hy in en hy sê, hey, onthou nou bietjie, kyk hoe belangrik is Jesus Christus. Kom ek wys vir julle, nee, en dan pak hy dit uit in vers 15 tot 17. Praat hy oor die skepping. En dan vers 18 tot 20 praat hy oor die nuwe skepping, die kerk. Maar kyk, ek wil eers vir julle vertel. Hy sê, kyk hoe belangrik is Jesus. Hy is God en mens. Want Jesus is die seun is na die beeld van God gemaak. Ons het dit gelees.
Nee, daar staan in hom is die volle wese van God sigbaar. So hy is nie bloot maar net 'n verteenwoordiger van God nie. Dis God self. En hierdie aanhaling het ek al soveel keer in ons gemeente gedoen en ek kan nie help om dit nie te doen nie want dit is so mooi. N.T. Wright sê, we must again and again look into the human face of Jesus of Nazareth until the awesome knowledge comes over us, wave upon terrifying wave, that we are looking into the human face of the living God. Okay. Paulus sê, hey, Jesus is die beeld van God. Dis God self. Nee, hy is die eersgeborene van die skepping. Nou jy kan maklik dink as die Bybel sê, dit klink asof Jesus geskep is, asof hy gebore is, nee, asof hy nie vir altyd af daar is nie, maar dit slaat nie wat dit beteken nie. Want dis wat die Jehova getuies glo. Maar die eersgeborene beteken die reg van eerste kind. Hy is die hoogste in rang bo die hele skepping. Dis wat dit beteken. Eersgeborene oor die skepping. Want Jesus Christus is die een deur wie die Vader geskep het. So nou kry ons nog 'n ding hierso, want hy is die een wat ons gemaak het. Johannes 1 sê, hoor mooi, Jesus is die woord en die woord was by God en die woord was self God. Dan is Jesus ook die begin van alles en die einde van alles, die skepper. Soos Johannes 1 vers 3 sê, alles het deur hom tot stand gekom. Hy praat van Christus hierso. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. My liewe mense wat vanoggend hier sit, elke liewe ding wat jy sien, elke liewe ding wat jy ervaar en beleef, wat goed en mooi is, het God deur Jesus Christus geskep. En die vierde ding wat Paulus hierso sê, is hy sê, maar Christus is ook die onderhouer van alle dinge. Nie net skep hy dit nie, hy het nie net gelos dat dit nou so aftiek op homself nie, maar hy is ook die een wat alles bymekaar hou en stand hou. Hebreërs 1 vers 3. Uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewebeeld van die wese van God, reeds die punt gemaak. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Kan jy sien hoe kom is hy die eerste bo die skepping. Hy het alles begin. Hy is God, hy is die eerste, die belangrikste. Deur hom het hy alles geskep, onderhou hy sy koninkryk. Hy is die belangrikste. Maar julle, dit is, ons kan nou hier stop ook, maar dis nie hoe die storie aangaan nie, want die storie van die Bybel gaan aan ook en sê vir ons maar, hey, daar's eintlik baie slegte nuus, daar's bietjie sad news. En dit is dat nadat hierdie skepping wat so volmaak gemaak is, het sonde en stikkindheid hierdie wêreld binne gekom. Ons het dit gehoor nou met die doopformulier. Nee, dit het absolute chaos veroorsaak. 'n Verhouding is stikkend met my en God, met my en jou, mens tot mens, ek en self stikkend, die wêreld, nee, dinge het uitmekaar uit begin spin. En dis presies hoekom Paulus vir ons sê, maar hy, Christus is nie net die eerste, die belangrikste oor die skepping nie, maar hy het ook die nuwe skepping gebring. Hy is ook die hoof daarvan, nee, want hy het ons nie alleen gelos dat dit maar net in hierdie stikkindheid voortgaan nie. So ons moet ook kyk na vers 18 se eersgeborene. Hy het ons lief, nee, hy het uit aarde toe gekom, juis vir ons te kom sterf om hierdie verlorenheid probleem te kom oplos. Hy is kyk gou hierso, hy is die eerste een wat deur die dood gebreek het. Okay? Hoekom? Want hy sy lewe kom neerlê. Die loon vir die sonde is die dood. Ons is bestem ewig om dood te gaan. Maar Christus is die eerste een wat deur die dood kom breek. Kinders, ek gaan nou vir julle dit verduidelik want dit is baie belangrik. So hy het die angel uit die dood uitgehaal. Kyk gou hierso, dalk maak hierdie prentjie meer sin. As gevolg van die sonde, nou hierdie is nou vir as jy nog nie verstaan nie. As gevolg van die sonde het die mag aan die duiwel behoort. Hy was die koning. En die ewige dood was almal se voorland, soos ek gesê, die loon vir die sonde is die dood. Met ander woorde, jy sal lewe, maar as jy doodgaan, gaan jy vir ewig doodgaan in 'n plek wat nie by God is nie. Ons noem dit hel. So die dood was die koning en die koning het almal gevang. Okay, sien julle daar? Die dood het almal gevang.
Alle mense is in daai dood. Maar wat het Jesus gedoen? Hy het vrywillig gesorg dat hulle hom doodmaak. So dit het gelyk aanvanklik daai Vrydag of die duiwel weer gewen het, want daar sterf Christus. Maar toe het Jesus opgestaan, nee, hy het die dood oorwin. Okay, so hoe wen jy die dood? En ek het hierdie ge-underline, want ek gaan dit weer sê, hoe oorwin jy die dood? Jy laat toe dat die dood jou vang, en dan breek jy hom van binne af. Okay. Jy laat toe dat die dood jou vang, en dan breek jy hom van binne af. My kinders, as iets jou vashou, as jy binne daai kring is, as iets jou so vashou, dat daar's nie 'n manier wat jy uitkom nie, en iemand sê, maar hey, hier's 'n manier om uit te kom, dan beteken dit, hy het al uitgefigure hoe om daai ding wat jou vashou te breek. En dit is wat Jesus gedoen het. Hy het die dood gebreek, maar alhoewel die dood het nie meer 'n houvas oor ons nie. Daar's nou 'n, sien jy daai wit lyntjie? Daar's 'n manier om hier uit te kom. En daai, sê Johannes vir ons, 14, is Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En hierdie beeld gaan julle nou nog verder vat, en ek weet nie of wie van julle onthou vir Prof Cassie nie, maar ek onthou toe ek, Prof Cassie Venter, toe ek in die begin hier by hierdie gemeente gekom het, het hy een aand gepreek, en hy het hierdie beeld gebruik, dis baie lank terug. En ek het sy beeld bietjie gaan leen en bietjie aan dit geskaaf. Nou is moeilik om aan jou prof, of jou klas gegee het, sy beeld te skaaf, maar ek neem vrymoedigheid om dit te doen, omdat dit 'n beeld is. Maar hy het hierdie beeld gebruik van 'n lokomotief, wat deur 'n tonnel moet gaan. Okay, so in hierdie tonnel is die dood. En nog nooit kon enige iemand daar deurkom nie, nê, want die tonnel is geblok, daar's 'n baie vet, dik muur. So dink 'n bietjie as jy in die Toys tonnel deurry, en daar's 'n baie vet, dik muur aan die ander kant, jy kan nie deurkom nie. Maar die catch is, jy kan ook nie teruggaan nie. Jy's binne vasgevang, nê, dis die swart sirkel. Okay. Hy's geblok, kan nie uitkom nie. Maar wat Christus gedoen het met die opstanding is, kan ons sê, hy is soos 'n lokomotief. Ek kry mooi AI prentjie, ja. Hy is soos 'n lokomotief wat deur die muur van die tonnel gebars het. Nee, hy is die een wat die dood gebreek het. Hy het die weg vir ons gemaak en so vir ons 'n nuwe lewe gegee. Want aan die ander kant hierdie tonnel is daar 'n nuwe lewe. Okay, so hy is die een wat deur hierdie muur gebars het. Okay, nou hou vas. So hy is die eerste een wat deur die dood gebreek het. En dit maak hom die belangrikste. Hy is verhewe. Eerste in posisie, maar ook in belangrikheid. En dis hoekom hy staan. Hy is die eerstgeborene wat uit die dood opgewek is, nee. Vers 18 in die ou vertaling sê, en hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. In alles. Julle, as die Bybel sê in alles, dan bedoel hy regtig in alles. Daar's nie iets wat nie alles is nie. Alles is alles. Okay. Alles is alles. So hy het 'n lewe aan die kant die dood, 'n nuwe lewe, 'n nuwe skepping gebring. So God het deur Christus geskep, die skepping gebring. Sonde het veroorsaak, maar hy het ook die nuwe skepping. Hy is die hoof daarvan, hy is die eerste, hy is die belangrikste. Maar hierso is die fantastiese nuus. Dat Jesus is die eerste een wat deur die dood gebreek het, maar hy is nie die enigste een wat daar sal deurgaan nie. Die eerste een, maar nie die enigste een. En 'n bitter mooi woordeboekvertaling vertaal hierdie firstborn as volg. Hy sê firstborn here implies that Christ's resurrection, though presently unique, eerste, will be acted out by a great company of others. Okay, nou terug by ons lokomotief. Dit beteken, kinders, as ons die lokomotief weer kan gebruik, dat as jy aan die lokomotief gehak is, want die lokomotief gaan ons nou deur. Hy trek ons deur. As jy gehak is aan die lokomotief,
dan gaan jy ook die nuwe lewe in. As jy nie gehak is in die lokomotief nie, gaan jy nie deurgaan nie. Dat weet so hy het hierdie weg berei vir alle mense. Daar's 'n weg, daar's 'n manier, maar as jy nie aan hierdie manier glo nie, dan gaan jy nie deur nie. Okay, dis die beeld hierso. En dit is eintlik fantasties om daaraan te dink dat Jesus se dood dan nou ook jou dood is en sy opstanding is ook jou opstanding. Dit beteken, liewe gemeente wat vandag hier sit, jy is 'n nuwe skepping, jy het 'n nuwe lewe, jy het 'n nuwe baadjie omgeslaan en Jesus is ons hoof. Hy is die belangrikste. Hy is die eerste. Okay. 'n nuwe lewe. Nou hier reeds, jy het reeds die nuwe lewe want daar's nie meer 'n baie dik vet muur aan die einde van die tonnel nie. Jy gaan deur as jy in Christus is. Maar ook die nuwe ewige lewe wat vir altyd, die koninkryk wat gaan kom, waarvan ons gaan deel wees. En 1 Petrus 1:3 sê vir ons dit, nê. Ons moet nou 'n bietjie kyk wat sê die res van die Bybel ook. En God die Vader van ons Here Jesus Christus kom die lof toe in sy groot ontferming. Hey, julle is mooi is dit. Het hy ons die nuwe lewe geskenk, hoe? Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Okay, so, hey, jy het 'n nuwe lewe wat hier sit vandag. As jy glo jy 'n nuwe lewe. Kolossense 3:10 sê dieselfde. Onthou Kolossense praat ook so, hy praat van hierdie nuwe lewe wat Jesus vir ons gegee het en dan hoe lyk hierdie nuwe lewe? En leef nou die lewe van die nuwe mens. Jy's 'n nuwe mens. Hoe word hierdie nuwe mens? Hy word al meer vernuwe na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. En hier is die mooi ding van vanoggend ook, dat die doop is ook 'n teken en 'n simbool van hierdie nuwe lewe. En dit is tog wat ons bely, nê? Dis 'n teken en 'n simbool van 'n nuwe lewe omdat Christus ons skoon gewas het deur sy bloed. Want ons het nou gehoor die doop is hierdie teken, nê? En Romeine 6:4 sê vir ons, deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe. Sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook 'n nuwe lewe kan lei. So ons gebed vir julle eersgeborene kind, Mila en Benny, is dat hy hierdie nuwe lewe sal lei. En dat Jesus sy eerste sal wees oor elke faset van daai kind se lewe. En in pas met die tema, Benny en Mila, wil ons daarom sê dat dit is julle eerste, maar hopelik nie die enigste. Maar nie net Benny en Mila nie, alle ouers. Nee, julle hoor gou hierso en ek dink ons ouers moet dit hoor vandag. Ouers met kinders op skool moet hierdie hoor. Jou kind, as hy in Christus glo, het 'n nuwe lewe. En dit is moontlik gemaak deur Jesus Christus wat die enigste weg is. Dan wil jy as ouer bo elke liewe ding, bo klap, sport, buitemuurs, akademie, PlayStations, ervaringstrips, vakansies, wil jy jou kind aan Jesus Christus bekendstel. En jy wil hom help om te vorm, om meer in die beeld van Jesus gelyk te word. Maar nie net ons kinders nie, as Christus die enigste weg is deur die dood, dan wil jy ander ook aan hom bekendstel. En sê, hey, my maat, daar's 'n manier om deur die tonnel te kom. En as jy aanhaak aan die lokomotief, dit vir jou baie goeie nuus. Nee, so ons moet ander ook aan hom bekendstel. In 'n boek wat ek nou lees, Real Life Discipleship van Jim Putman, hy sê, here is the point. The people we know and love who do not know Jesus are lost for all eternity unless they accept as their Lord and Savior. Unless they accept Jesus as their Lord and Savior. When we believe this reality, it changes the way we think, pray and spend time and money. We understand there is only two categories of people, the saved and the unsaved. Mens ons wil mense aan hom bekendstel en sê, haak aan die lokomotief. Kom ek wys jou hoe, kom ek vertel jou, en dan laat ons die Heilige Gees toe om daai werk te doen, want hy is die een wat die groeiwerk laat doen. So jy het 'n nuwe lewe, so hoe moet jy dink dan oor jou nuwe lewe? Nee, hier's nou die laaste
tekortpunt wat ons moet. Weet, hoe moet jy dink oor hierdie nuwe lewe wat jy deur die opstanding van Jesus Christus deel het en wie hy is? Jy moet 'n ongelooflike vreugde en 'n gerusheid en 'n hoop in jou binneste neersit, gelowiges. Hier is die ding. Die eerste ding is jy kan hoop hê ook in tawwe tye. Ja, julle, ons almal gaan deur tawwe tye. Nee, ons het moeilikheid partykeer wat dit ondraaglik maak vir ons. Julle het gehoor op die WhatsApp van die 8 shacks wat afgebrand het gister in die liewe Goliath-feestyd vir wie ons so lief is, nee. Dis tawwe tye. Maar jy kan hoop hê in tawwe tye omdat jy weet hierdie is nie die einde. Hierdie hartseer lewe partykeer is nie die einde van ons lewe nie. As jy in Christus is daar hoop want daar's 'n lewe wat alles verre weg oortref sê die Bybel en ewig bly. Jou koning wat die eerste oor die skepping is en die eerste oor die kerk is nie maar net 'n dooie held of hero nie. Hy's 'n lewende Here. Nee, jy aanbid 'n lewende Here. Daar's nie iets anders meer lewend as hy nie. Hy's nie soos ons hierdie action figures wat ons kyk met Marvel. Hulle almal gaan op 'n tyd dood. Maar hy leef, hy's 'n verlosser wat ewig leef. En dan die volgende ding is dieselfde krag sê die Bybel wat vir Christus uit die dood uit opgewek het, is aan jou in die werk. Dink net 'n bietjie daaroor. Dieselfde krag, die opstandingskrag waardeur Jesus uit die dood uit opgewek is, wat die dood deurbreek is in jou in die werk. Hoe's daai? Maar die nuwe lewe vra ook vir ons, julle, dat onthou, Christus is klaar eerste. Hy's eerste selfs oor die mense wat nie glo in hom nie. Hy's eerste oor alles. Maar hy wil eerste wees in jou familie. Hy wil eerste wees in jou huwelik. Hy wil eerste wees in jou werk. Sodat jou werk nie 'n afgod word nie. Hy wil eerste wees in jou bediening. Hy wil eerste wees in jou dink, jou intelligensie, die slim wat die Here vir jou gegee het. Hy wil eerste wees in jou tyd. Spandeer ons tyd. Hy wil eerste wees in jou liefde en in liefde maak. Hy wil eerste wees in jou gesprekke. Hy wil eerste wees in jou vreugdes, in jou ontspanning. Hy wil eerste wees in jou eet. Hy wil eerste wees in jou speel, in jou sport, in wat jy kyk, in wat jy luister, in jou kuns, in musiek, in jou aanbidding. So kom ons gee aan hom daai eerste plek. Hy is dit in elk geval. Amen. Amen. Weet jy, kom ons vat net so 'n oomblik om net so 'n bietjie te dink. Kom ek sit hierdie skyfie vir ons op. Dalk bietjie aanpassings, dalk ietsie wat jy sê, "Jo, okay, hierdie is dalk 'n issuetjie in my lewe." Kom ons vat 'n tyd om regtig in stil gebed hieroor net bietjie na te dink en sommer net dalk vir die Here dankie te sê vir 'n nuwe lewe en hierdie vreugdeslewe wat ons het, regtig te leef as gelowiges. En dan sal ek vir ons die gebed verder bid en dan gaan ons saam sing en klaarmaak met die seën. Ons bid saam. Hemelse Vader, U is verhewe bo alles. En dit maak dit ons baie klein voel en is voor U. Want U is ook die hoof van die kerk, van die liggaam van 'n nuwe skepping wat U bewerk het vir ons. Here, nie het aan die wat
in Jesus Christus glo, het U 'n nuwe lewe gegee. En dankie Here, dankie vir 'n nuwe lewe. Dankie dat U ons nooit gelos het nie. Dat U nie hierdie aarde en hierdie skepping sommer net aan homself oorgelaat het nie. Maar dat U goddelike woning verlaat het, mens geword het, onder ons kom woon het, U self verder verneder het. U het gelyk geword aan 'n slaaf en U die prys betaal, maar U die dood deurbreek. Here, en vandag sit ons met 'n nuwe lewe en ons wil vandag kom bid, Vader, dat daai afdelings in ons lewe wat nog nie aan U behoort nie, waar ons nog self kies om Here te wees oor daai afdeling, dat ons dit regtig in gehoorsaamheid onder U sal bring. Here, ons dink so baie keer hierdie is die enigste lewe wat ons gaan leef en daarom wil ons alles opeet nou en ons wil alles doen nou, asof daar nie iets is wat voorlê wat dit gaan oortref nie. Ons dink ons wil nou alles bymekaar maak en al ons skatte moet ons nou hierso hê en ons moet nou die lewe geniet. Terwyl Here daar 'n lewe voor lê en skatte in die hemel is wat alles oortref in hierdie lewe. So help ons Vader asseblief deur die Heilige Gees om net 'n bietjie kop te hou in hierdie samelewing waarin ons lewe. Here, ons sit vandag hier en ons het dalk iets geïdentifiseer in ons lewe wat nog nie onder U heerskappy is nie. Dalk dink ons werk is nie onder die heerskappy nie en ek is die baas daarvan. Dalk dink ons sport het dalk te groot geword, Vader, of ons bediening, wat ook al dit is. As U ons vanoggend aangeraak het, Vader, kom bid ons dat U elke afdeling van ons lewe onder die heerskappy sal bring, want U is klaar daar, U is reeds eerste, help ons net om dit te erken en te bely. Here, want wat is beter as om U te ken, as om die eerste te sit, want dit gaan ons lewe totaal verander vir goed, en dit gaan die mense om ons se lewe verander vir goed, en dit gaan die gemeenskap en families en skole se lewe verander vir goed. Here, ons het hierdie oproep ook gehoor vanoggend dat daar's net 2 kategorieë van mense. Die wat gered is en die wat verlore is. Vader, ons wil vanoggend kom bid dat ons met nuwe ywer weer die evangelie van God se genade sal vertel aan ander mense, aan ons kinders, aan ons familie. Dat U vir ons 'n weg sal gee dat om oor daai gemaksone drempel te kom. Om in mense se lewe in te kom en net met hulle die wonderlike nuus van Jesus te deel. Dit sê haak aan die lokomotief, haak aan die lokomotief. Vader, dit is so wonderlik vir ons om as gemeente hierdie dinge te kan hoor. En net weer dankie vir hierdie naweek ook, wat ons kon vier hoe goed U vir ons is, en hoe lief U vir ons is, en dat ons uit hierdie goedheid en liefde sal lewe. En Vader, ons bid dat U guns en goedheid by ons sal bly, al die dae, tot die volëinding van hierdie wêreld. En ons sien met verwagting uit, Here, dat U sal terugkom, om alles te kom nuut maak, om daai volmaakte nuwe lewe, wat ons nou uitsien vir ons te gee. Maar tot dan, Vader, bid ons vir volharding. In die naam van Jesus kom bid ons dit. Amen. Gemeente, kom ons die liefdesgawes, ons gee ons bydraes ook, maar dit doen ons by die deure, en dit gaan vandag vir die teologiese opleiding, die studentekas en die instandhouding van die erediens volgende Sondag. So vandag gaan dit vir die diakonale kas en vir die teologiese studentekas. Maar kom ons maak ons erediens klaar. Ons saamwees met die sing van lied 421 vers 1, 2 en 3, 'n wonderlike opstandingslied, en dan kan jy sien hoe die Here ons seën, en dan kan ons die dag verder kan gaan geniet. Kom ons staan, dan sing ons.
Gemeente, kyk en sien hoe die opgestane Here, die Seun, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Gemeente, net 'n paar dinge wat ons baie graag met u wil kommunikeer. Is nie baie goedjies nie. Kyk net bietjie in die boodskapper, daai kook of geniet wat ons laas jaar gehad het, is weer aan hierdie jaar. Jy kan of kook of jy kan geniet en ons gaan jou oppaar met mekaar, nê, sodat jy kan, as jy wil kook, gaan mense na jou toe kom, as jy wil geniet, gaan jy na mense toe gaan. So dis bietjie om gemeenskap van gelowiges aan te wakker in ons gemeente. Hy's Boland, kan jy sien nou kermis ook. En dan baie belangrik, as jy van 1 Mei af 9 uur hier aankom, gaan jy presies 30 minute te vroeg wees vir ons oggenderediens. Okay. Maar dit begin 9:30 van Mei maand af. So, maar jy kan vroeg kom, dis wonderlik, dan staan jy sommer by die deure en verwelkom almal wat inkom. Maar 9:30 is wanneer ons gaan begin. En dan julle gister het daar 8 huisies by Goliath Estate afgebrand. En ek was daar gewees gister, dit is so vinnig wat sulke huise afbrand, net so, poef, gone. En daai mense het letterlik alles verloor. Dis 8 huisgesinne dan nou, niemand is beseer nie, maar hulle het niks nie. En ons het 'n oproep gedoen, dat as jy dalk kieker het, jy dit vanoggend kan saambring. So as jy dit het, en is dalk in jou kar nog, kan jy dit sommer daar in die voorportaal neersit, ons sal dit vir hulle vat, om aan te trek. So baie dankie ook vir die wat reeds gebring het. Ons waardeer dit regtig baie. En dis al vir vandag. Geniet die Paasnaweek lekker verder. Totsiens.